Goeiemorgen, dit is vrijdagochtend 23 mei 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Die Pinocchio besoek aan die FSA en die Pino Trump gesprek daar in die Withuis, in die Ovaal kantoor, het wêreldwye opslae gemaak en rimpelings oral veroorsaak. En dit het natuurlik ook hier in Suid-Afrika baie groot rimpelings veroorsaak. En daar's verskeie opinies ten opsigte van die sukses van hierdie besoek. Maar dan hang dit af uit wiese oogpunt kyk jy daarna. Want ons het hier duidelik 3 groepe mee te maak. Die regering van nasionale eenheid, kom ons sê dan die ANC en hulle ondersteuners. Dan het ons die liberale blankes en dan het ons die behoudenes soos ons wat in 'n groepering staan en elkeen ervaar of beleef hierdie situasie wat in die Ovaal kantoor afgespeel het anders. Daar in die Withuis wat daar gebeur het. Ek het gisteroggend daaroor gepraat en dit was vir my duidelik dat ons amper 'n Zelensky situasie gehad het, behalwe vir die feit dat Pino het daarom gebly vir die ete. Hy is nie voor die tyd by die deur uitgeskop soos Zelensky nie. Maar hoe dit ook al sy, baie mense beskou hierdie besoek aan Trump as katastrofies. Dan is daar ouens wat sê dat Pinorama kon beter doen. Hy het nie by al die fasette uitgekom wat hulle graag wou bespreek nie. Maar dan weet ons ook nie wat agter geslote deure gedoen is nie. Baie sake blykbaar het agter weer gebly. So baie mense reageer amper jubilend as gevolg van die feit dat Pinocchio en sy afvaardiging, insluitende die liberales wat saam met hom haar geslaan het, die Comrade Steenhuisen en dan die skatryk besigheidsman en die golfspelers. Is interessant dat hy nie ook 'n rugbyspeler saamgeneem het nie. Miskien kan hy net nie 'n liberale rugbyspeler opgespoor het nie. Feit van die saak is, almal ervaar dit verskillend. Jy vind 'n mate van teleurstelling aan die ANC, of kom ons sê regering van nasionale eenheid se ondersteunerskringe uit. Daar's 'n mate van teleurstelling, ook 'n mate van woede, omdat hulle voel dat die Suid-Afrikaanse regering is verneder. En tog het ons gesê dit gaan gebeur. Ons het daarteen gewaarsku. En dan kom ons sê die spontane reaksie van die behoudenes se kant af en die liberale aan die midde in die binnekant is eintlik doodstil oor wat daar gebeur het. Ek dink nie hulle weet nog hoe om dit heeltemal reg te speel nie. Ekskuus tog. Maar hoe dit ook al sy, Marco Rubio het gewaarsku, ons weet wat is aan die gang in Suid-Afrika. Ons oë is waawyd oop. En ek dink dit is 'n belangrike ding om te onthou. Dit gaan nie nou 'n kwessie wees dat die afvaarding gaan terugkom in Suid-Afrika en die regering gaan maar net aan soos hy aangegaan het nie. Amerika sal genoodsaak wees om op te tree, sou so iets gebeur of voortgaan en daar nie sigbare verandering op die grond waargeneem gaan word nie. As sekere wetgewings nie herroep word nie, beleide verander word nie, Suid-Afrika se buiteland se beleid nie meer in lyn kom
met Amerika sinne ten opsigte van Palestina, Israel, Iran, China, dan moet ons aanvaar dat daar verdere aksies vanaf die VSA kant af sal wees. Die groot vraag bly egter, hoe gaan hierdie regering van nasionale eenheid reageer op dit wat vir hulle gebied is? Wat gaan hulle reaksie wees wanneer hulle dan terug is in Suid-Afrika? Gaan hulle vir Malema arresteer, soos wat Trump voorgestel het, eintlik die suggestie gelaat het, arresteer vir Malema, hoe kan hy dan nog vrylik buite rondloop? So daar gaan baie druk op hulle wees om sekere goed te doen. Of hulle gaan alles net so los en niks gaan verander nie, en die situasie sal net erger raak. Maar wat gaan die reaksie wees van die massas en die manteldraaiers? Wat gaan die reaksie wees as daar nou skielik wette herroep word, verander word, die druk word afgehaal en Pinocchio verloor die koers wat die ANC vir hulle self uiteengesit het en waarheen hulle met sukses die DA, die regering van nasionale eenheid, saamgesleep het in 'n rigting. Hoe gaan hulle dit aan die massas verduidelik en wat gaan die reaksie dan wees op dit wat hulle doen uiteindelik? Maar nou moet ons onthou, ek het 'n tyd terug, of eintlik al by 2 vorige geleenthede vir julle vertel, die storie van die leeutemmer. Die kwessie van, die leeutemmer is daar in die hok, en hy klap sy sweep, en dan spring die leeu's, sit hulle op stoeltjies. En vir jare was daai leeutemmer Amerika gewees. Maar die oomblik wanneer hierdie leeu's agterkom dat hierdie leeutemmer raak nou oud en tingerig en is nie meer sterk nie, dan gaan daai leeu's afspring van hulle stoel af en waarskynlik die leeutemmer opvreet. En dis presies wat in die Biden-era gebeur het. Nou is daar 'n nuwe leeutemmer en die leeutemmer is Trump. En ons sien hoe baie leeu's nou terugklim op hulle stoeltjies. Die vraag is, gaan almal terugklim op hulle stoeltjies of nie? Ek dink die nuwe leeutemmer het 'n bietjie laat ingekom, want van die leeu's het reeds ontsnap. Soos Rusland, soos China, soos sekere ander lande. Maar dieselfde asem moet ons onthou, Pinocchio is die leeutemmer hier in Suid-Afrika en hy kan nie eens die welpies beheer nie. Gaan hy dus opgevreed word nou as gevolg van hierdie swak vertoning in die Withuis? Gaan die MK-party, die EFF, gaan hulle nie van hierdie verswakte posisie van die regering van nasionale eenheid misbruik maak nie? Gaan hulle nie tot hulle voordeel dalk iets nou probeer doen nie? En die vraag wat jy moet vra is dit nie die ideale geleentheid om van die ANC-regering ontslae te raak? En dit kan baie maklik nou gebeur. 'n Paar mosies van wantroue, 'n oormeerderheidsstem, of veroorsaak net chaos en vat die beheer van die land oor. Die enigste probleem is dat indien hulle die chaos scenario gebruik, die geweldsscenario gebruik, die protes plunderaar scenario gebruik, gaan dit 'n invloed hê op my en jou. En dis waar die gevaar vir ons lê. Vir ons wat behoudenis is, en dan ook vir die liberale blanke, want hulle gaan nie dan beskou word as jy aan die kant van die massas, die protesterende massas nie. So almal van hierdie liberales af na behouden toe gaan slagoffers raak in die proses. En natuurlik gaan daar interne faksieverskille in die proses
ook wees. Maar daar was nog nooit waarskynlik 'n oomblik waarin die ANC en in nouse geval die regering van nasionale eenheid soveel swakheid gewys het, soos enige tyd van tevore in die geskiedenis nie. So die leeutemmer is reg om gevreet te word deur die leeu's in Suid-Afrika, want hy kan nie eens die welpies hanteer nie. Dit is 'n waarskuwing aan ons, gewone mens, is om nou seker te maak, jou dinge is in plek, dat jy reg is, want stappie vir stappie kom ons nader na daai afgrond, toe daai punt waar daai vuurhoutjie die kruit gaan tref. En dan gaan dit chaos wees. En ons het gesien hoe vinnig dinge kan verander, en dit net nadat Donald Trump op 20 Januarie ingehuldig is as die president in Amerika. Ons sien daai invloed wêreldwyd. Ons ervaar dit in Suid-Afrika. Ons mag dit nie miskyk nie, en ons moet wakker wees. En onthou, wees versigtig, want die liberale onder ons het 'n gewoonte daaraan om ons in die rug te steek. Ons moet dus versigtig wees om ons nie te veel te verlustig in die huidige situasie van dit wat in Amerika gebeur het nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek is maandagoggend die 26ste, ja, die 26ste maandagoggend is ek dan weer terug met julle en gesels ons verder. Lekker dag.